Daar sê nou. Daar sê Gerry, baie dankie dat jy vir ons kan join op hierdie video en dat ons met jou kan gesels. Ja, ek wil jy's obviously gebyt deur 'n Kaapse kobra. Nou dit is beslis een van ons gevaarlikste slange omrede sy gif neurotoksies is. Jy weet jy was deur die proses en hulle het jou seker vertel wat die gif doen en alles, en ek wil net in hierdie video net bespreek, jy weet wanneer jy gebyt was, jou simptome en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. So baie welkom op Slangboere en ons wil baie graag hoor jy weet wat met jou gebeur het daai dag. Baie dankie Devin. Ja, weet jy, dit het gebeur op 'n maandag op die 3 Februarie 2020. Dit was laatmiddag hier om en by 5:00. Toe sit ek by my lesenaar en iemand het ingekom en vir my 'n sjokolade gegee en ek wil die ding in my laai sit want toe dink ek gaan dit die volgende dag eet. En toe ek my laai ooptrek en my hand insit in die laai en toe dink ek maar ek het nie koppiespelle in my laai nie. Toe ek my hand uittrek, toe kom hy slang uit. Daai tyd het ek nou nie geweet is 'n Kaapse kobra nie. En toe hy so uitkom aan my vinger, toe sê ek vir die mense in die kantoor, luister, 'n slang het my nou net gepik. En hy lê in my laai, toe sê ek moenie nonsens praat nie. En toe ek opstaan en om die lesenaar gaan en toe hulle die laai ooptrek en toe die bakkoppie daar staan, toe sê ek vir hulle, kry my by 'n hospitaal, is 'n Kaapse kobra nie. Maar ek moet dit net hier noem, dit was regtig 'n pragtige slang. Hy was so bronskleur gewees. En nou ja, toe het ons van daar af dadelik gejaag, die vinger uit my in die vinger gepik en die vinger het dadelik opgeswel, bloedrooi geword en verskriklik gebrand. En toe jaag ons hospitaal toe. Nou ja, daar is die eerste storie wat ek begin het is, die mense wou my nie regtig gehelp het nie. Dis mos nou maar, jy weet mos hoe dit gaan. Toe sê hulle vir my of ek 'n leer het. Toe sê ek nee, ek nie 'n leer nie. Toe sê hulle maar ek moet sit en ek moet wag. Hulle sal nou by my wees. Toe sê ek, hulle is 'n noodgeval. Die Kaapse kobra het my gepik. Verstaan julle dit nie? Wel, die lank van die kort is, van daar af jaag ek toe na 'n dokter toe in Graafrenet, want ons is in Graafrenet. En toe ek daar kom, is die dokter besig ook met 'n noodgeval en sy ontvangsdame, want ek sê vir haar dat hulle kan my nie help by die hospitaal nie. Toe bel sy Middelburg Kaap en Kraddock. En toe het ek nou al klaar begin, jy weet, ek gaan nie sê kort asem nie, maar jy voel, wat is die woord wat ek nou soek? Jy raak benoud. Yes. En toe jaag ons, toe sê Kraddock, maar ons moet kom, hulle het vials daai kant, antivenom, ons moet kom. Ons het gejaag, seker 90 kilos uit Graafrenet uit. Toe bel Graafrenet se hospitaal om te sê ons moet terugkom, want nou is almal rep en roer. Want ons is die mekka hierdie kant wat die antivenom hou, en die apteek en die hospitaal is gestop by die antivenom. Nou ja, nou moet jy weet, ek is al 90 km uit die dorp uit. Nou draai ons terug en ons jaag terug Graafrenet toe. Toe kon ek nie meer sien nie, ek kry skaars asem, ek sien nie 'n ambulans nie, want dit bestaan omtrent nie meer hier by ons nie. Ja. Toe jaag ons terug met die kar Graafrenet toe. Toe ek uit die kar uitklim, toe ek nou heeltemal blind, kort asem en dit, en ek weet ek het voor die kar in mekaar gesak. En later van tyd het ek so bietjie agtergekom, maar ek lê nou in die hospitaal. Ja. En ek kon hoor, maar kon niks sien nie en ek het swaar asem gehaal. En ek kon hoor dat hulle gesê het, hulle was op daai tyd al besig met die 9de vial om vir my antivenom te gee. Ja. En toe gaan ek in anaphylactic shock in. En daar het ek heeltemal, ek wil amper sê, tot niet gegaan. Ek het eers geweet wat verder om my aangaan. Maar dit is 'n verskriklike benoude oomblik. Jy weet nie wat met jou aangaan nie. Maar die groot ding is net, gelukkig ons in die Karoo het te doen gehad al met slange. Ons ken slange, ons lees oor hulle alles. Yes. Maar jy verwag hom nie in jou lesenaar laai op daai oomblik nie. Ja, want weet ek is nie verdag nie. Daai jy weet, is so interessant om jou storie te hoor, want wat die gif doen en kyk, eerstens moet ek sê, die feit dat hulle jou nie dadelik begin behandel het by die hospitaal is skokkend vir my. Ek kan amper nie glo wat ek hoor nie, want ons praat van minute met die Kaapse kobra byt, die verskil tussen of jy dit gaan maak of nie, en die feit dat jy so ver weg was,
dink ek was die Here op jou kant gewees daai dag, want ek sê jou, 'n slangbyt het soveel faktore wat hom effekteer. Dit hoeveel gif jy gespuit was, waar die byt plaasgevind het en hoe ons noem dit die lymphatic system, die gif absorbeer in die liggaam. Al daai goed speel 'n rol. En daai simptome waarvan jy praat van blind, jy weet jy kon nie sien nie, jy het begin in mekaar insak. Dis hy sein wat die brein na die liggaam toe stuur wat nou begin geblok word deur die gif, want 'n neurotoksiese slang, hy blok daai kommunikasie tussen die senuweestelsel en die brein. So basies is jou lyf besig om op te hou werk, en dit kan ook byvoorbeeld met die sig gebeur, waar jou sig ophou werk, want die sein van jou wat jy sien na jou brein toe word nou geëffekteer. So baie jy weet dit is 'n baie benoude gevoel, ek kan dink, jy weet waarvan jy praat. Jy weet dit is want jy weet nie wat gaan gebeur nie. En 'n algemene slangbyt vat tussen 10 en 15 vials teengif. Jy weet Ja. dit is wat dit kos. Nou Gerry, as ek jou kan vra, hoeveel het hierdie mediese of laat ek begin by die slang, nê? Toe hy jou nou gebyt het, wat het julle gedoen met die slang? Wat was jou eerste reaksie? Kyk, ek het pad gegee van die slange, want ek het nie weet wat se slang dit is nie. Maar toe ek die slang sien, en ek sien hy staan met sy bakkop in die laai, ek sal vir jou foto's ook kan stuur van hom. En toe sê ek vir hulle, kry my by die hospitaal, dis 'n noodgeval die, want dis 'n Kaapse kobra, want ek weet hy's ontsettend giftig. Ja. En toe het ons dadelik, nou ongelukkig, was ek nie daar om vir hulle te sê, vat die slang na die naaste veearts toe nie, want hulle melk die slange vir antivenom. Yes. Hulle het hom van kant gemaak. Wat eintlik vir my was dit onnodig, want dit was eintlik 'n mooi slang, want hoeveel slange is daar? Of jy nou een doodmaak en of daai een vat en hom terugsit in die natuur, hy kon aangegaan het. Want hy was op my territorie en ek was vir hom, op daai stadium was ek vir hom 'n bedreiging, want hy lê op 'n koel plek, binne my laai, en toe skrik hy. En toe ek vir hulle sê, maar die slang het geskrik, dis hoekom hy my gepik het, toe sê hulle, nee, hy's van die duiwel, maak dood. Sê ek, maar dit is nie hoe dit gaan nie. Nee, absoluut nie, Gerry. Slange, jy weet, ons kry dit baie op ons blad. Slange is beslis nie van die duiwel af nie. Dit is 'n dier wat werk op instink en reaksie, net soos enige wilde dier. As jy 'n rooi kat vaskeer, gaan hy vir jou, jy weet, gaan hy vir jou 'n bietjie houding wys. En gewoonlik met die interaksies tussen mense en slange is dit altyd per ongeluk, en is dieselfde in jou geval. Jy weet, jy het nie geweet hy's daar nie. Jy het jou hand ingedruk, hy het geskrik, gebyt want hy dink iets kom vir hom. Dis altyd 'n fout, jy weet, en ek dink die probleem met mense is hulle probeer die dier 'n menslikheid gee wat hy nie het nie. Byvoorbeeld, hulle wil sê die slang is die duiwel want hy wil jou skade rig, maar dis nie waar. Soos hy wil jou nie regtig skade rig nie. Jy weet, dit is altyd net 'n fout, die interaksie. En op die einde van die dag, Gerry, ek dink wat jou houding teenoor 'n slang, selfs na wat jy deurgegaan het, moet ek sê is amazing, want jy kan sien jy gee om oor diere, en dat jy weet, as iemand iets aan jou doen, jy kan die woede in jou hou vir ewig, maar jou siel gaan net vernietig op die einde van die dag deur om daai woede en daai kwaad en daai haat te hou. En ek kan sien jy is nie daai tipe man nie. Jy's nog steeds lief vir die slange, jy weet hulle is daar, en soos jy sê, jy kan een doodmaak, maar dit gaan nie regtig 'n verskil maak nie, want op die einde van die dag is dit toevallig dat jy afgekom het op daai een. Daar kan nog geen môre wees. En ek dink jy kan sê of jy saam met my stem, Gerry, maar ek dink die belangrikste wat die publiek ook moet weet is, as jy afkom op een, wees kalm en probeer die situasie, jy weet, hanteer in 'n manier wat veilig is vir jou. En sal jy met my saamstem dat as jy die slang probeer doodmaak of vaskeer, jy net die situasie erger gaan maak? Stem jy saam met my? Ja, nee, heeltemal, jy lok hom uit, want hy raak bang, in 'n self-defense wat hy jou dan aanval. Ja. Net soos wat jy optree, as jy skrik vir hom, skrik hy vir jou. Ja. En wat ons al in die verlede, toe ons kinders was hier in die berge was ook, jy los 'n slang, so gou as wat hy rustig word, dan gaan lê hy en hy seil weg. Is nie laat hy vir jou sommer sal aanval, as jy, as so gou as wat jy nader aan hom beweeg, dan gaan hy jou aanval, definitief. Yes, en sê my gou, Gerry, nou met die gif van die Kaapse kobra, wat ons al agtergekom het, is daar sekere areas waar die gif effens anderste is teenoor ander Kaapse kobras. Hulle almal is neurotoksies, ja, dis reg. Maar wat ons opgelet het, is dat die Kaapse kobras in Kaapstad self
baie sterker neurotoksiese komponente het in die gif. Waar byvoorbeeld Graaff-Reinet meer binnelands en met jou vinger het ons swelling gesien en jy het gepraat van 'n verskriklike brandgevoel. Nou gewoonlik met daai brand is 'n deel van sitotoksiese simptome wat ons sal kry byvoorbeeld met 'n pofadder. Nou wat vir my verbaas is jy sê dat dit onmiddellik begin brand en jy kon die swelling sien. So die gif is effens verskillend van die kobras in julle area teenoor die Kaap, want ons het al mense in die Kaap wat gebyt was en byvoorbeeld met hulle kon jy eintlik niks sien nie. Hulle het net omgekap. En daai is net 'n eenvoudige neurotoksiese se effek. So met jou situasie was dit nogals anderste wat ons nog nie regtig van gehoor het, jy weet die swelling en so aan nie. So behalwe die feit dat jy daai simptome gekry het, kan jy enige iets onthou toe jy in mekaar ingeval het? Wanneer het jy bygekom? Éventueel, wat was die tydperk van hierdie situasie gewees? Nee, kom ek sê vir julle, wat wel gebeur het is, toe hulle my gestabiliseer het in Graaff-Reinet, het hulle my afgevoer Port Elizabeth toe na Livingston Hospitaal toe. Want ek is toe uitgestuur as gevolg van 'n besering aan diens. Toe stuur hulle my Livingston Hospitaal toe. Nou, ek kan vir julle vertel wat daar met my gebeur het en dit was glad nie aangenaam nie. Maar ek het eers, my brein was die hele tyd wakker gewees. My brein het niks oorgekom nie. Ek het besef eers die Dinsdag hier by 12:00. Toe besef ek dat ek lê in 'n hospitaal in Port Elizabeth en dit was Mercantile Hospitaal. Maar die hele tyd was ek op life support gewees. Ek kon nie self asemhaal nie. Ek was blind gewees vir meer as 'n week. Die asemhaling ook, sekere weke na al wat ek op die ventilators en goed was. En maar soos ek sê, ek het die Dinsdag seker al hier by 2:00 die middag dat ek besef waar ek is. Maar ek kan net verder uitbrei om vir jou te sê, jy het ook sê die Here se hand was oor my. Hy was oor my, want ek kan vir julle sê dat ek het hier in Graaff-Reinet het ek 'n out-of-body experience gehad. Dat ek kan sien hoe werk hulle aan my, dat die skuim met my mond uitkom, maar ek voel niks. En ek is terug in my liggaam in. En dan het ek weer die ding gehad wat die mense altyd sê, jy sien die wit lig. Ek het nie 'n wit lig gesien nie. Daar was 'n groot wit muur. En uit die muur uit het daar 'n gestalte gekom soos 'n mens, met die mooiste oë. En ek het die gestalte so gekyk en in die oë gekyk en gesê, Here, sorg net vir my ma en pa, dan vat jy my. My brein was die heeltyd 100% aan die gang. Want hoekom ek dit vir die Here gevra is, ek het my ma en pa opgepas. En daar was nie regtig op daai oomblik iemand wat na hulle kon kyk nie. Toe sê ek net vir hom, sorg net vir hulle twee, dan vat jy my, ek is reg om te gaan. En wat ek in hy selfe oomblik ook vir julle wil sê is, om die dag dood te gaan, is salig. Jy's nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Ek is deur hierdie hele storie met die Here aan my sy. Ek het daar in die hospitaal gelê, daai minute het soos ure gevoel. En met wie kon ek praat? Ek kon met niemand praat nie. Dit was net ek en die Here en die Here en ek. Dit was die amazingste tyd in my lewe wat ek nog ooit gehad het, was daai tyd in die hospitaal. Buiten die swaar met die elke keer sal die ventilatorpype kom verander en al daai tipe goed. Maar wat die ander kant wat ek vir julle kan sê is ook wat ek deurgegaan het is, laat die dokters om jou staan, dan hoor jy hoe sê hulle, let's leave him on life support for a couple of hours and see what happens. Dan sê jou brein vir jou, maak oop jou oog of lig net 'n vinger of beweeg jou voet. Niks het gebeur nie. Ek was heeltemal paralytic, lam. Maar my brein het 100% gewerk. Die dokters het ook na die tyd vir my gesê, was dit ook nie dat my hart so sterk was nie, en ek so gesond was nie, sou ek dit glad nie gemaak het nie. Wow, Gerry, dis amazing om te dink dat 'n slangbyt daai tipe ervaring kan bring vir 'n mens. Jy weet, jy sou nooit dink, en dis iets wat jy weet deurgegaan het, en om te dink jy weet, jy kan al daai goed onthou, jy weet, in daai tydperk is ook iets besonders. En weet jy nee, soos jy nou beskryf het wat aangegaan het tussen jou brein was heeltemal wakker, maar jou lyf kon nie beweeg nie. Dis presies wat die neurotoksiese slanggif doen. Want wat hy veronderstel is om te doen is sy prooi so vinnig as moontlik te stop.
So as jy nou 'n muis gebyt het, daai muis moet ophou hardloop binne sekondes. Ongelukkig as dit op 'n groter dier of wel 'n mens nou in die geval is, dan werk dit nie so vinnig nie en jou brein is nog, jy weet, wakker, maar jou lyf kan nie beweeg nie en dit is ek moet vir jou sê dit is 'n bietjie scary. Jy weet dit is, maar ek moet vir jou ook sê dit's ek dink die mense wat na hierdie gaan luister, gaan dit regtig waardeer net om te hoor jy weet wat gebeur het. Nou sê my Gerry, jou hersteltydperk totdat jy nou weer 100% reg was, waar jy nou weer kon rondhardloop en jou sig weer reg gekom het. Hoe was daai proses en hoe lank het daai gevat? Weet jy, Devin, ek moet vir jou sê, dit het 'n hele rukkie gevat, want ek wil amper vir jou sê, ek moes weer begin leer loop. Nie dat ek paralytic was, dat ek met kieries en goed moes geloop het nie, Yes. maar ek kon net kort afstande loop. Nou, ek praat seker van 'n goeie 2 weke, 3 weke, voordat ek weer kon voel, ek kan nou opstaan en ek kan om 'n blok gaan stap. Maar anders was dit van die bed af badkamer toe skeer, terugkom, lê op die bed, kragte terugkry. Ek moes regtig waar my liggaam moes weer gewoond raak om te kan funksioneer. Yes. Ek sit vandag nog sit ek met my stemprobleem as gevolg van die ventilators wat hulle in en uitgehaal het. Want hulle dink ek is in 'n koma die hele tyd. Ja. Maar dan trek hulle my agteroor, trek die pyp uit en dan druk hulle die ander een in en ek voel alles. Ek weet van alles wat om my aangaan. Maar hulle dink ek is in 'n koma. Ag, daai gee my 'n bietjie van 'n rilling, jong. Jy weet, dis amper soos 'n rillerfliek waar jy weet jy weet wat aangaan, maar almal dink jy weet nie wat aangaan nie en jy hoor alles en die mense is besig om op jou te werk en Gerry, daai is iets erg, jong. Want jy's basies, jy weet, jy's heeltemal bewus, maar jy kan nie beweeg nie. Ek dink dit Jy kan niks doen. Nee. Wel ek's baie bly, jy weet jy enigiets, hierdie is dalk nou 'n snaakse vraagie, nee, maar het jy enigiets snaaks gehoor in die hospitaal wat jou 'n bietjie laat dink het wat gaan aan? Jy weet, het jy enigiets gehoor wat snaaks was of nie? Nee, regtig nie. Al wat by my opgekom het was, omdat daar baie van ons ander mense in die hospitale werk, is eers na die tyd, dan dink ek by myself, hulle is so, wat is bygelowig, dat my lewe is eintlik 'n gevaar na die tyd, dat hulle gedink het, maar die man is die duiwel oorwin en jy weet, dit het by my opgekom, maar nie ander goede nie, nee, ek was heeltyd, soos ek sê, die heeltyd was ek by my positiewe gewees, die heeltyd, en dit was amazing. Okay, en Gerry, hoeveel vials of kom ons met basies, jy weet wat ook al teengif het jy ontvang? In jou 9. Hoeveel? 9 voordat ek in 9. Okay. 9 basies voordat ek in die skok ingegaan het. Okay. En sê my gou, jy was nie allergies vir die teengif nie, nee? Nee, Okay. glad nie. Want baie mense is so, wat gebeur is met 'n slangbyt, jy weet, mense vra ons altyd, het ons slang teengif saam met ons, jy weet, want ons werk met hierdie diere elke liewe dag, en die waarheid is ons het nie, want hoekom? Jy kan nie eintlik jouself net inspuit met teengif, dis nie hoe dit werk nie. Nee, jy kan nie. En baie mense verstaan dit nie, en die rede daarvoor is, as jy allergies is, kan jy dadelik in anaphylactic shock ingaan met die teengif alleen. So nou het jy 'n probleem waar jy neurotoksiese gif van 'n slang in jou het en jy het ook 'n allergiese reaksie teen teengif. Jy weet, so dit moet in 'n hospitaal omstandighede wees wat jy dit kry, want hulle moet jou kan behandel vir, jy weet, of jy nou anaphylaxis kry en al daai dinge soos wat jy nou weet. So jy was nie allergies nie. En sê my gou, het jy versekering gehad? Mediese versekering? Nee, glad nie. Maar ek was gelukkig in die situasie gewees, want omdat dit 'n besering aan diens was, is ek toegedra deur ons, weet jy, hulle noem hulle FEM, Federal of Emergency Medical Aid of wat ook al. So ek was gedek daardeur. Yes. Okay, want weet jy, baie mense weet ook nie, wanneer ons vir mense sê los 'n slang uit om die byt te vermy en bel 'n professionele man om net die slang vir jou te kom haal. Die rede daarvoor is ook dat mense nie weet wat is die mediese kostes aan 'n slangbyt nie, en dit kan eintlik tot en met R500,000 kos op die einde van die dag. As jy alles vat, van die teengif,
van die hoeveelheid tyd wat jy in die hospitaal moet spandeer en al die behandeling, dit kan verskriklik duur wees. So as 'n slangvanger jou byvoorbeeld R200 vra om 'n Kaapse kobra uit jou laai te haal, wat dink jy is beter, daai of 'n R500.000 se mediese bil? Nee, jy kry daai ou en sê kom verwyder hom dadelik. Ja, okay. Nee, jy kan nie weer daai pad loop nie. Ek het ook gesê ek wens nie daai pad wat ek loop het vir my grootste vyand toe nie. Regtig nie. Ek wil nie weer daardeur gaan nie. Ek wil aan die een kant sê dit is goed ek daardeur gegaan. Daar was 'n rede hoekom ek aan deur gegaan het vir myself, maar ek wens dit nie toe vir iemand anders te nie. Yes. Wel ek moet vir jou sê Gerry, jy's 'n totale wenner, en om 'n Kaapse kobra byt te oorleef in daai tydperk is goed, want jy weet ons het al mense gehad, jy weet wanneer ons het al basies laat ek sê jong kinders gehad wat ongelukkig, jy weet, dood is deur 'n kobra byt, en die probleem is, soos jy weet, in die Wes-Kaap is daar baie van hierdie plaasdorpies is 'n bietjie verder weg van hulp af. Jy weet dit is maar 'n geval, jy weet. Sodra jy langer of verder weg as 45 minute is van 'n hospitaal af, raak die byt meer krities, soos dit aangaan. So, ja, ongelukkig as mense gebyt word in hierdie areas, hulle maak dit eintlik nie tot die hospitaal. Soos jy weet, hulle val in mekaar in. Daar was 'n boer in Oudtshoorn, baie soos jou situasie, hy was gebyt, hy's van Oudtshoorn, maar hy was nie in Oudtshoorn op die tyd nie. En hy was gebyt en hy was besig om homself hospitaal toe te ry Oudtshoorn toe, en halfpad Oudtshoorn toe het hy uitgepaas. Obviously hy het in mekaar ingeval toe hy op die pad was en hy's so dood. So ek dink wat mense ook moet weet is, as jy gebyt is, moenie self probeer ry hospitaal toe nie. Dis 'n baie slegte idee. Ja, want daai ding kom verskriklik vinnig oor jou. Dit voel amper soos 'n narkose. Hy slat vinnig toe as hy kom. Jy begin snaaks voel en dan ewe skielik dan sny jy uit. Ja. Dis presies hoe jy dit beskryf. Dit is 'n gevoel soos narkose. Jy weet, ewe skielik dan is jy nie bewus, en as jy nie alleen is, niemand gaan jou kry nie as jy in 'n ongeval het op 'n plaaspad. Jy weet, jy's weg. So ja, nee Gerry, is daar enige iets wat jy vir mense wil laat weet? Jy weet die publiek van Suid-Afrika, want jy weet ons het baie mense wat ons blad volg en almal jy weet leer uit dit uit. Is daar enige tips of advies wat jy vir iemand direk wil gee uit jou ervaring uit en in die toekoms wat slange aanbetref? Ek sal sê aanvaar die natuur wat hy is. Ons moet net onthou as ons in die natuur inloop, dan loop ons in die wilde natuur in is hulle territorie. So ons moet op ons hoede wees daar. Ons moet nie 'n slang gaan tart in sy omgewing nie. Of 'n wilde dier of wat ook al nie. Maar ek sal sê, geniet die lewe. Wees versigtig en wees op die uitkyk. En sorg net dat jy reg is en altyd vir die Here vra vir leiding. Hy sal vir jou op die regte pad vat, en die natuur en die wilde diere, slange ingesluit, sy skepping. Absoluut. So geniet dit. Absoluut. Wel Gerry, sal jy gou vir ons jou vinger wys, die een wat gebyt was, dat ons kyk hoe lyk hy, of enige, so hy? Nee, daar is niks meer merke op hom nie, maar wat ek sal doen is, ek sal vir jou 'n paar foto's stuur, waar ek in die een hospitaal ook gelê het. Daar was ek nie eens op suurstof gewees vir die hospitaal onder 'n PE nie. Hulle het my daar kom steel in my na Mercantile Hospitaal te gevat, mense wat ek ken. Yes, okay. Die ambulansmense het my van daar weggevat, want die mense het nie eers geweet ek lê daar in ongevalle nie. Yes. Maar ek sê vir jou, dis amazing, soos wat jy het vroeër gesê het, die Here het sy hand oor my gehad en hy het 'n doel met my gehad, en ek is vandag nog terug, 6 jaar later, en ek gaan nog altyd aan, ek is plakend gesond. Nee, dis baie goeie nuus Gerry. Ons is bly dat dit dat hierdie, jy weet, so uitgedraai het, en kyk, ons wens jou alle voorspoed toe met enigiets waarmee jy besig is, en jy weet, net ek wonder maar net, sien jy nog steeds kobras in jou area van tyd na tyd? Nee, nie veel nie, maar ons weet die is. Ons weet, wat ons wel nou kort hoor van hier in die omgewing, is pofadders, wat nou nogal redelik hier so by ons ook is. Maar ek wil net toch terugkom na die Kaapse kobra toe. Die Kaapse kobra se kleur is nie soos ons in hier rond nie. Ons is meer geel.
Maar hierdie een was 'n bronskleur. Nou, ek het toe ek in die hospitaal gelê het, sommer die volgende dag al uitgewerk waar die slang vandaan gekom het, want baie mense het gesê die slang is geplant in my laai. Daar was iemand wat my nou wil uitgehaal het en ek weet nie wat alles nie. Maar die groot ding is, die slang sê ek kom van die area af van Victoria Wes of een van daai plekke. Want daar het 'n ou by ons by die kantoor aangekom om ons internet te kom gebruik. En dit was in Februarie baie warm en ek sê daai slang was op sy bakkie. Want hy het van Victoria Wes afgekom. En toe hy voor die kantoor gestaan het, het daai slang afgeval van die bakkie af, onder op die waar hy ook al was, teen die muur gekom, kortste pad wat hy kon kry waar dit koel is, in by die kantoor, agter my lesenaar op, want die aircon was aan op binne in die laai waar dit lekker koel en donker is. Daar het hy vandaan gekom. Jy is 100% Ek het reg, dit sommer Gary. die eerste dag uitgesort. Jy is 100% reg, want ek sê jou, jy weet net soos jy gesê het, mense dink die slang is daar gesit vir 'n rede. Jy weet jy kry ook mense wat dink dis hulle voorvaders wat vir hulle kom kuier, jy weet waarvan ek praat. En op die einde van die dag is net 'n dier, net soos jy 'n voël of iets buite kan sien in 'n boom, is dieselfde ding. En jy's absoluut reg met kobras wat in karre inklim. Dit gebeur bitter baie. So wat gebeur is die slang sal byvoorbeeld in die chassis van 'n bakkie inseil en hy sal wees, en die mense wat die bakkie ry is nie bewus van hierdie nie. En dan sal hulle iewers heen ry en dan sodra hulle stop, jy weet baie keer as dit stiller raak, sal die slang uitklim. En nou waar julle is dit natuurlik warm en baie droog. So natuurlik as die slang uitkom, hy gaan nie in die warm son aanhou seil nie, want baie mense weet nie, maar slange kan vinnig oorverhit as hulle op warm grond en in die son is. So dit maak totaal en al sin dat hy, jy weet, in daai area gaan ingaan om weg te kom van die hitte af. En so nee, dis is baie cool om te hoor dat jy dit uitgefigure het. Jy weet dat jy gedink het, daai is sekerlik wat gebeur het. Want ons het in Mosselbaai is waar ons gestig is, nê, en ons kry nie swart mambas of groen mambas natuurlik in ons area nie. Dis 'n KwaZulu-Natal spesie. Maar in Desember het ons 'n call-out gehad vir 'n groen mamba by 'n karavaanpark. En dieselfde ding, die kar was van KwaZulu-Natal af kom vakansie hou by ons. En hulle die groen mamba saam met hulle gebring. So jy weet, dis nie onmoontlik om slange van 'n ander provinsie af by jou te kry deur die hoeveelheid karre wat oor die provinsiale grense en so aan beweeg nie. So ja, dit is ja, hulle kan operate en hulle kan kar klim en hulle kan baie maklik by 'n vertrek inkom ook. Ja. Ja, en jy het 'n klein plekkie nodig om in te kom. Wel Gary, ek waardeer jou tyd. Baie dankie dat jy met ons gesels het. Ek dink die mense gaan baie geniet om jou storie te hoor. En jy weet, en ek dink ek waardeer ook jou siening rondom slange. Dankie. Jy weet, hulle is nie van die duiwel af nie. En ons al wat die gemeenskap moet doen is net met respek werk met hierdie diere. En dit is dit. Hulle is net diere wat groot respek nodig het. En jy weet, ons as slangvangers is daar om die interaksies tussen mense en slange net 'n bietjie veiliger te maak. Jy weet, dis ons doel. Ons maak nie geld uit slangvang uit nie. Dis alles ons eie onkostes. Jy weet, en dis die waarheid. Ons maak nie geld uit dit uit nie. Maar ons is daar om die gemeenskap, net daai interaksie tussen slange en mense veiliger te maak elke dag. Dis al wat ons probeer doen. Dis hy. So Gary, julle moet 'n baie geseënde Sondag hê. Dankie vir jou tyd, ons waardeer jou. En ja, asseblief, as jy enige vrae het in die toekoms rondom slange, jy het my WhatsApp nommer, stuur vir my. En ons hoop nie ons hoor weer 'n storie van jou af nie. Ek gaan net dit sê. Ek hoop jy is veilig in die toekoms. Maar ja, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit en ons waardeer jou storie. Groot plesier en sterkte met julle werk wat julle doen ook, hoor. Dankie Gary, mooi dag vir julle, hoor. Baie dankie, totsiens. Bye.